Prayer is our lifeline to God, our umbilical cord. When your life is spiritually led, it means only one thing: you just follow it. It is unbelievably life-changing, and it is such a blessing. The Omni-Holy Spirit is not an influence. The Holy Spirit is not an it. He is a person. I have never met him as a doctor. Have you met him as a person? It is so unbelievably. It is life-changing. Every wake up, every stand up, every rise up, every dress up, and every turn up, and every shine up is proof of God's mercy. The gospel does not call or send us to receive the life of Christ as an addition to our life, but as an unbelievable life, Christ alone. And right now, the goodness and the bad, you are still on the throne. You are in control. You are God alone. And that is unbelievably enough for me. U goedheid en guns, my God, laat my weer glo aan die dag van môre. Dankie vir jou onuitspreeklike groter genade. En wees ons skuld en ons beskerming van die bose. The perfect love of God is not explained by the worthiness of the sinner, but by the character of God himself. We as mortals can't bring anything before God that could attract or deserve divine perfect love. It is only His unbelievable greater grace. Always press yourself away from a shallow religion and back to a deeper essence of the cross. The deeper essence of the cross. Rise not from sentiment, but from the astonishment of His unbelievable greater grace. I have given God countless reasons to love me, but none of them, to love me not, but none of them has been strong enough to change His mind. Always speak with unusual plainness about the holiness of God and the seriousness of sin and the unchanging mercy and greater grace of God. That is what we must do as aware believers. His unbelievable greater grace is unbelievably manifested, birthing on the cross. While He is bleeding, and He was still bleeding, He was forgiving us. And He said, Father, forgive them, because they don't know what they are doing. Romans 5:8. But God commendeth His perfect love towards us, that while we were yet sinners, Christ died for us. If we were left graceless, have you even thought about this? To be left graceless to ourselves, we would be left to ourselves. Only with guilt and rebellion and countless arguments for judgment
but yet the gospel unbelievably declared that God's saving grace does not rest on human merit, but upon our own purpose, Christ. The cross stands as the clearest witness that His love, His perfect love, is stronger than the ruin of our lives, and mercy and grace flows not by our deserving, but by His unbelievable will. And this humbles the soul to exalt in Christ Jesus. And Christ was crucified for the ungodly and us as sinners. To know such perfect love stirs and rise up in your unbelievable gratitude to do the utmost for His highest and to give your all for His all. That is total surrender, coming from the end of yourself and to the beginning of God. You become less and He becomes more. A humble, aware believer that sees that God's love has remained steadfast. He will not make peace with sin. No, he will flee from it like Joseph did to the unbelievable Savior and start to extremely hate what nailed Jesus to the cross and marvel at His unbelievable greater love and desire so desperately to live in His unbelievable presence. To know such perfect love is not to become careless, but broken, desperately grateful to please the one who mercy and grace has been exalted in His sacrificial blood, shedding it of the Lamb for our unworthiness as sinners, to save us and to keep us safe. And Lord, I declare this morning on behalf of all us, though you slay me, I will trust you. I will bow down and kiss the Son. Amen. Ons bring 'n beweegoffer. Ons liggame as 'n waving offering before your throne of mercy and grace. Dis die tyd wat U in die graf was. En ons prys U vanoggend. 'n nuwe dag. Let's praise Him. Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory to the King. Oh, we praise Him. We praise Your mighty name. Geef my hande. Om te prys. Dankie vir die gawes. Wat ek elke dag geniet. Vader, dankie vir hierdie oggend. En ons prys U en ons loof U. Dankie vir die prys wat U betaal het. Dankie Jesus. Dit is die volmaakte offer. Die volmaakte offer wat die prys betaal het op Golgotha. U vat ons nou binne in hierdie feesseisoen in en ons wil vanoggend net saamkom en ons wil U naam aanbid. Ons wil U naam groot maak. Al die lof, al die eer, al die aanbidding, alles kom U toe. Heilige Gees, ons lê onsself neer.
Gees, siel en liggaam. En ons bid, Heilige Gees, dat U met ons gaan praat, dat U ons gaan bedien vanoggend. We lay down, Lord, before your feet this morning, everything in us, spirit, soul and body, and we ask, Holy Spirit, that You will come and minister through us. We surrender ourselves. I surrender my will to You. Lord, we pray for Your spirit of wisdom, Your counsel, and Your knowledge to come and lead us and guide us this morning. We pray for the precious blood of the sacrificed Lamb, Jesus Christ, over us. Father, we pray, make us invisible in the spirit realm. Cover us from the front, the back, the left, the right, above and underneath. Put Your fire around us. Let Your word come and arrest us this morning. Let the living word of Jesus Christ, the uncorruptible seed, just come and arrest our hearts. We open our heart to receive the word this morning, and we give You praise. Father, we pray that You will give us visions and that You will speak through us in this time and in this hour. This is a prophetic hour in the nations. This is a prophetic hour for South Africa as we praise Your name. Thank You, Lord. We praise You and give You all the praise in the mighty name of Jesus Christ, Lord and Messiah. Amen and amen. Ek sê vir Bouwer en vir die manne wat Terry wat inkom deur die nag, inkom, uitgaan. Daar gebeur so baie in die nag en fasette, en ek kan nie vir julle vertel van het ons dit 4, 5, 6 weke terug begin doen het, wat alles in ons lewens begin gebeur in die nagwaak. En as die Heilige Gees toelaat, vanoggend sal ek 'n deel van dit begin oopbreek en oopmaak en in deel, ek het dit met Bouwer begin deel vanoggend. So, as ek moet begin vanoggend, wil ek net eers sê, ek het dit Woensdag aand gesê, en ek sê dit al vir die afgelope 20 jaar, net om vir julle te wys, die seisoen waarin ons beweeg. En ons kan so maklik mislei word, en party sê, dit maak nie saak nie. Maar, daar's 'n spesifieke dag en 'n uur wat Pessach is. En ek gaan dit wys vanoggend vir julle, en ons gaan daarom bid. Ek ervaar ons gaan meer bid, en ons gaan meer profeties miskien inbeweeg later vanoggend. En laat ons net dit vashou, want Passover, Pascha, dit is waaroor hierdie fees gaan. Passover beteken to cross over, om oor te beweeg. Nou, kom ons kyk dit na die eerste prentjie. Kyk na jouself individueel, waar jy nou is. Is jy in die seisoen waar jy is? En die volgende vraag is jy gereed? Are you ready to cross over to your next season? So Davey, are you ready to cross over to a new season now? Want as jy nie gereed is, gaan jy nie oorbeweeg nie. Of jy gaan oorbeweeg en jy is nie gereed vir wat gaan kom nie. Maar die wêreld beweeg oor. En of ons is gereed as die bruid van Christus wat homself moet voorberei, of jy gaan onverwags betrap word, soos 'n dief in die nag. Want hierdie crossing over in hierdie seisoen is nie net nog 'n Pasga nie. Jy sien, daar's 'n Pasga, die eerste wat gebeur het, maar daar gaan ook 'n laaste Pasga wees. En ons moet dit verstaan. Dis die siklus. Die woord sê,
in Prediker, Ecclesiastes 1:8, Prediker 1:8, wat is, sal weer wees. So dit is 'n volle sirkel wat terugkom. Kom ek begin by Exodus 12. And the Lord spoke to Moses and Aaron in the land, saying, This month shall unto you the beginning of months, it shall be the first month of the year to you. Nou, hierdie kalender wat God vir Moses en Aaron gegee het, is die kalender wat ons vandag moes gevolg het. En daar's minder as 1% van gelowiges, as dit so baie is, wat weet op watter kalender hulle moet wees. Dis hoekom ons in die wêreld, in die kerk, het oorbeweeg op 'n Romeinse kalender wat ons noem Gregorian. En hulle het so die mekaar geraak. Het was eers 'n Julian, wat eintlik staan vir Julius Caesar, en in die 1500s, 1400s, toe beweeg hulle oor na Pope Gregorian se kalender toe. So, en in hierdie kalender het hulle besluit, maar 3 dae en 3 nagte, wat 72 uur is, gaan van Vrydag tot Sondag wees. So jy kan nie Vrydag tot Sondag in 72 uur opdeel. Jy kan nie. Jy gaan by Maandag, Dinsdag gaan jy uitkom. So, as jy Levitikus 23 lees, en alles wat ek sê, is nie wat ek uit my duim uitsuig nie, dit staan in die woord van God. So, Levitikus 23 gee vir ons die patroon, die pattern, en dit staan in Numeri 16, dat ons moet 3 keer 'n jaar voor God verskyn. Die seuns, as hy praat van Israel, ons kom uit Israel, het ons Abraham se saad, dan praat hy van die kerk. So as God vir ons sê, daar's soveel feeste wat ons moet onderhou, dan is my vraag net, hoekom doen ons Paasfees, en ons noem dit Easter, en hoekom doen ons partykeer soms Pinksterfees? Almal doen nie eers Pinkster nie. So ons het gaan kies van watter vrugte, of van watter gereg ons hou op hierdie tafel, en ons sê, okay, ons hou van hierdie, ons gaan net hierdie eet. Maar God het vir ons alles gegee in sy woord. So in hierdie seisoen, in Levitikus 23 sê hy, praat hy van die Passover, en dan praat hy van, and the day after Passover, it's unleavened bread. So hierdie fees van Pascha, is 3 feeste in een. Ek wil net 'n vinnige fondasie lê van dit. So is Pascha, ongesuurde brode, en die eerste vrug van die oes. The first fruit. So al 3 is een, maar die primêre een is die Pascha. Is die eerste dag, dis die 14de. En hier gee God die kalender, en julle sal sien, hulle moet 'n lam vat in Egipte, en dan moet hulle hom slag, en dan sê hy vir hulle, hoe vinnig moet hulle uit Egipte uitkom? Nou my vraag is jy in sonde in die wêreld is, hoe vinnig moet jy uit jou Egipte uitkom? And thus you shall eat it with your loins girded, your shoes on your feet, the staff in your hand, and you shall eat it in haste. Met ander woorde, die woord sê nie, wees rustig as jy hierdie Pascha eet nie. Hy sê jy moet vinnig uit die wêreld uitkom, en jy moet oorkom, en die bloed moet aan die deurposte gesmeer word. Daar staan dit, op die Exodus 12 vers 13, and the blood shall be a token for you in the house, and I will see the blood, I will pass over. So die oomblik as die doodsengel hierdie bloed sien, dan gaan hy verby. Die oomblik as hy die bloed sien wat jou hart besny is, dan gaan hy verby. Want Jesus Christus het betaal vir daai prys. Maar hier in Egipte was dit die lam wat betaal het.
En dan staan daar vers 15, 7 days you shall eat unleavened bread, and even the first day you shall put away the leaven in your house. En dan sê hy vers 16, and in the first day shall be a holy convocation. Wat is the first day? Dis die eerste dag na die Pasga, is 'n Sabbat. Met ander woorde, as die Pasga op die Dinsdag geëet is die unleavened bread op die Woensdag, die volgende dag. Dan het jy of as jy dit op die Woensdag geëet het, dan is dit op die Donderdag. Dan is die Donderdag, die Holy Convocation, het jy 'n Sabbat in die middel van die week. So die Katolieke het hierdie Sabbat in die middel van die week verwar of verdraai, en hulle het hom na 'n Sondag toe geskuif, na 'n Vrydag toe geskuif, want hulle het gedink elke Saterdag hou die Jode hierdie Sabbat op 'n Saterdag. Nou doen ons dit Goeie Vrydag en ons skuif hom na die Vrydag toe. Maar as Jesus op die Vrydag of die Woensdagmiddag gekruisig is, en hy moes voor Woensdag aand sononder in die graf wees, dan kan jy 3 dae en 3 nagte tel, dan het hy Saterdag sononder. Want die Saterdag aand na sononder begin die eerste dag van die week. Dan het hy op die eerste dag opgestaan toe die son sak Saterdag aand, en die Sondagoggend, sê die skrif, het Maria Magdalena en die ander disippels by die graf gekom. So maak hierdie vir julle sin. Ok, so dit is die fondasie net van hierdie wat ek wil neerlê. Nou kom hulle uit Egipte uit. Ek het hierdie Woensdag gedoen en ek vertrou daar sy. Kan julle sien wat daar? So ons sien hulle kom van, sien julle daar wat hy flits? Daar's Egipte. Dan gaan hulle hier deur die Rooi See. So hulle is in die woestyn en dan gaan hulle daar in die beloofde land in. Maar wat 11 dae moes geduur het in die woestyn, het 40 jaar geduur. So my vraag is, hoe lank is ons seisoen in die woestyn? Hoe lank is ons tyd in die woestyn? So jy gaan sien die prent is die volgende. Die wêreld as jy daar buite kry, sien ons die volgende. Ons sien mense wat in Egipte is, hulle het nog nie Jesus aangeneem, saligmaker en verlosser nie. So hulle is nog in hulle Egipte. Dan sien ons ouens wat in die kerk is. Hy's net tevrede om elke Sondag om hierdie berg te beweeg. Elke week. Wat is daai berg se naam? Mount Sinai. Ons sien hulle 40 jaar om daai berg. Jy kan 40 jaar in dieselfde gemeente, geen fout daarmee nie, dieselfde bank, dieselfde plek sit, en as jy jou lewe kyk 40 jaar terug, dan het jy nêrens beweeg nie, jy het net om die berg beweeg. Nêrens nie. En dan kry jy sommiges wat uitgaan, hulle sê maar ons wil die land, en God sê vir Moses, jy sal, hierdie land sal jy sien, maar jy gaan hom nie binne gaan nie. So dit is, Johannes 3 vers 3 sê, unless you are born again, you will not see the kingdom of God. En dan sê in 3 vers 5, if you are born with water and spirit, you will enter the land. So om in die beloofde land in te gaan, is water en gees. Sien julle dit? So daar's 'n progressiewe groei van Egipte af in die woestyntydperk moet jy hê, en baie keer neem mense Jesus aan, en dan word daar baie beloftes vir hulle gemaak om te sê, jy gaan 'n goeie lewe hê, jy gaan 'n woestyntydperk hê. So ons moenie mense onder 'n valse indruk bring nie. Maar in die woestyn was hy die vuurkolom in die nag, en hy was die wolkkolom in die dag. En as die wolk beweeg het, die Heilige Gees, dan moet ons sy stem hoor en ons moet beweeg. So alles as kind van God, sê die volgende, een ding, gehoorsaam, getrou,
dan is God se beloftes oor jou. Ongehoorsaam, ongetrou, en jy gaan die konsekwensies dra daarvoor, terwyl ons hier op aarde is. Dit het niks met jou hemelse roeping te doen nie, dit het met die prys te doen waardeur jy nou moet gaan. En partykeer moet ons deur hierdie sufferings gaan, maar ek wil vanoggend iets anders vir julle wys. En dit gaan oor die 3 paasouers. En daar's 'n rede hoekom ek dit skryf. En ek gaan dit vir julle wys. Die eerste een, kom jy uit Egipte uit. Egypt. Die volgende een is in die Promised Land. En dan is daar 'n derde een. Daar's 'n crossing. So ek wys vir julle in Genesis 12 dat God sê op die 14de van hierdie dag, van hierdie eerste maand, moet ons oorbeweeg, dis uit Egipte uit. Manne, julle moet my net volg. Die eerste oorbeweeg is wanneer die Israeliete uit Egipte uitgekom het. Dis fisiese Israel. So daar's 'n geestelike Israel wat ek en jy is vandag. So jy moet uit jou geestelike Egipte uitkom, Jesus aanneem, saligmaker en verlosser, en ons moet oorbeweeg. Maar ek sien 'n patroon gebeur hier. Om oor te beweeg, gebeur nie enige dag nie. Dit gebeur op 'n spesifieke dag. That crossing over. Daai bridge. En dit gebeur tussen die 14de en die 21ste van Nisan, maak daar 'n venster oop. Ek het dit al baie keer gesê, en as ek dit moet vergelyk, sê ek die volgende. En ek het dit verlede week gesien in, dit gaan oor appointed time. So om oor te beweeg, raad julle sien nou, die eerste ding wat ons weet, ons moet trek. Die tweede deel is, wanneer trek ons? Wanneer beweeg ons oor? Hy sê, the stork in heaven knoweth her appointed time. Sien julle daar staan appointed time. Mouot. So dit beteken, as die ooievaar in die noordelike halfrond voel, hier begin winter op haar vlerke kom en is laat herfs, dan maak die voëls gereed om te immigreer. Migrate. So God gee 'n seisoen vir die 3 miljoen, 2 miljoen Israeliete in Egipte, om te sê, it's time for migration. En hy beweeg hulle oor. Die 14de van Nisan, die eerste maand. Nie op 'n Romeinse kalender nie. Dis die eerste crossing. So, ek het die patroon gaan volg. En as hierdie patroon om herhaal, dan kan ons aandag gee daaraan. Stem julle saam? As hy nie 'n ander dag gebeur nie, dan sien ons maar elke keer gebeur daar 'n crossing over. Julle kan gaan kyk, en ek vra vanoggend, nou weet hierdie ooievaar, hulle trek, so 1 keer 'n jaar kom hulle van Noorwe af, dan begin hulle vlieg. Dis dieselfde as in die Serengeti, wat hulle ingaan, daar van die Masai Mara af, en gaan hulle Tanzanië toe, van Tanzanië af gaan hulle terug Kenia toe. 2-3 miljoen wildebeeste op 'n slag. In my verstand sê net vir my, as die wildebees in die ooievaar weet om te trek, hoekom weet ons nie? Sal God dit vir sy kinders die seisoen wil wegsteek? Want hy sal dit nie vir ons wil wegsteek nie. So dis ons tyd om te weet wanneer is hierdie seisoen. Maar iemand moet dit raak sien, want een bees, een van die wilde van daai trop,
Jy kan dit in hulle velle sien, hulle voel dit aan, jy kan dit in die voëls sien, en dan vlieg hulle oor, en daar's 'n landingsproses hulle noem dit in die Gula-vallei in Israel, en dan praat ek van 500 miljoen voëls, wat gaan oornag in 'n kwessie van 'n week. Dan gaan hulle suid, en hulle kom terug, en hulle stop weer in die Gula-vallei, en hulle gaan noord, want daar's genoeg kos en water. So jou wildernis tydperk, het God vir jou Elim gegee, hy het vir jou alles gegee, hy het vir jou manna in die nag gegee. Hoe lank wil jy tarry? Hoe lank wil jy droom? Hoe lank wil jy in jou woestyntydperk bly? Want hy sê, it's time to cross over now. So die eerste plek waar jy oorbeweeg het, is van Egipte af, over the Red Sea, die Rooi See, into the wilderness. En nou die tweede oorbeweeg, is hier van die woestyn af, vat hy jou oor die Jordaan. Want ek weet ook van iemand wat in hierdie selfde Jordaan gedoop is. So iewers gebeur iets in die Jordaan. Die eerste ding wat ons moet sien, uit Egipte uit, word hulle as kinders uitgelei, want jy moet tot die kinders uitvat. En Moses kom, en hy vat die volgende, hy vat 'n staf, en hy slaan hom op die water, en die oomblik toe hy die staf die water raak, toe gaan die water oop. En ek het Woensdag in disippelskap het ons bespreek, hoekom die water oop gegaan het, want daar was eers principalities and powers in die tweede hemel, en daar was die pla wat ons sien, die pla is principalities and powers, wat die waterkragte en die water en alles wat daar is, teewerk, laat dit nie moet oopgaan nie, maar toe God met almal deel, en die laaste plaag deel hy met die dood van die eersgeborenes, het hy met al hierdie gode in die tweede hemel, wat die water kan teehou om nie oop te gaan nie, het hy afgereken, en al wat Moses gedoen het, dit was nie 'n magic stick gewees nie, dit was God se krag deur die Heilige Gees, Jesus Christus, in die oomblik toe hy die water raak, toe gaan die water oop. En dieselfde wat Joshua gedoen het, Joshua het 'n woord gespreek en hy het gesê, sun stand still, son staan stil, en die elemente in die hemel het gehoor gegee. So is daar in 'n Joshua en 'n Caleb autoriteit is, dan gaan ons na Joshua 5 toe. Ek wil hierdie Joshua 5, die second crossing. And it come to pass, when all the kings and the Amorites were on the side of the Jordan westward, and all the kings of the Canaanites, which were by the sea, heard that the Lord hath dried up the waters of the Jordan from before the children of Israel, until we were passed over, and the hearts melted, neither was the spirit any more because of the land of Israel. En wat hulle gaan doen, hulle harte, hulle was nie besny in die woestyn nie. Die redding het in Egipte plaasgevind met die bloed aan die deurposte. Maar die besnydenis het nie plaasgevind nie. So jou besnydenis van jou hart, jy kan Jesus aangeneem het, maar jou hart kan nog nie besny wees nie. Nou die hartbesnydenis vind plaas, die oomblik as jy oor die Jordaan gegaan het. In hierdie seisoen is die 14de van Nisan, en ons kan kyk, hulle sê, maak jou skerpmesse gereed. So ons moet die heeltyd sien, as ek vorentoe en agtertoe beweeg ek tussen die fisiese en die geestelike. So die fisiese, die fisiese huid van jou geslagsdeel moet besny word, maar jou fisiese hart, God sê hy, ek het nie jou hart van klip gegee nie, ek gee jou hart van vlees, en dis hy wat besny moet word, Esegiel 36. En dan vat hierdie messe en hulle besny hulle, en nou kom hulle uit, now all the people came out were circumcised.
But all the people were born in the wilderness by the way of the camp, came forth out of Egypt. They had not been circumcised. So daar's baie wat agtergebly het in die woestyn, wat gesterf het in die woestyn. Hulle is gered, maar hulle harte was nie besny nie. So kry jy gelowiges se harte wat nie almal besny is nie, maar hulle gaan paradys toe, maar hulle het nie die volle prys betaal nie, en hulle gaan skade ly by die troon van God, waar jy jou rewards, jou belonings moet gaan kry. So ons sien die volgende crossover vind plaas, en dan sê hy, and the children of Israel encamped in Gilgal and kept the Passover on the 14th day. Sien julle, alles bly altyd op die 14de dag. Nou gaan hulle oor. Maar iets het gebeur van die eerste Passover na die tweede Passover. By die eerste Passover moes Moses met sy staf die water raak, sodat die mans, vrouens en die kinders verteenwoordig the newborn babies can cross over into the wilderness. So jou eerste geboorte wat plaasvind in die woestyn is wanneer jy wedergebore is, jy is nie 'n volwassene, jy is 'n kind. Your second crossing over, wys die Heilige Gees vir my, it's the priests, die priesters. So jy word van 'n son, van 'n baby, word jy 'n son, van daar word jy 'n priest. En dan vat hulle die ark van die verbond, the ark of the covenant, wat verteenwoordig die Heilige Gees, en hulle sit hom op hulle skouers, en hulle dra hom, en die oomblik toe hulle voete die water van die Jordaan tref, toe gaan die water oop, en hulle beweeg oor. In die oomblik as jy in die beloofde land is, dan jou eerste plek waar hulle aandoen, is by Jericho. Want hulle moet eers die mure van Jericho afbreek. Jy moet eers daai mure afbreek wat om jou hart gesit het. Daai mure wat hier in bo in jou mind is, jou eie self moet jy afbreek en jy moet gaan sterf. In die oomblik as jy dit afgelê het, dan kan jy dat die Heilige Gees jou lei en hulle is dan die Jericho mure in jou lewe moet afgebreek word voordat jy die reuse kan aanvat. So jy kan nie 'n reus aanvat as jy 'n baba is nie. Jy kan nie 'n reus aanvat as jy in die woestyn is nie. God gee vir hulle die manna, die geestelike voedsel. Hy gee vir hulle die Heilige Gees, hy beweeg en hy kom hier in Joshua in Jericho. Daar sien ons in Joshua 5 vers 12 sien ons hulle kom by Jericho, wat in Joshua 5 sê hy, en op hierdie dag was daar nie meer manna gewees in die beloofde land nie, en hulle kon die vrug van die land af geëet het. Jy sien die woestyn, the wilderness is not a place for inheritance, it's a preparation place for your inheritance that's coming before you. Daar's 'n plek om die koninkryk van God te sien, want Moses het nie die beloofde land ingegaan nie, maar God het hom toegelaat om by Kadesh Barnea te gaan, en by Mount Nebo, as hy daar gestaan het, voordat hy gesterf het, het hy vir hom gesê, dis die land wat in besit geneem gaan word. Maar in sy boekrol was dit nie vervul vir hom om dit in te vat nie. Jy sien, partykeer kom jy op 'n plek, hy het 'n boekrol gehad, sy boekrol was geskryf om die volk uit te lei, maar nie om hulle in te vat nie. En hy kies in die woestyn, 2 van die 12 is gehoorsaam, Joshua en Caleb. Jy sien, die bruid gaan in en gaan neem in besit. Maar die kerk gaan sterf in die woestyn. Maar die bruid moet in die beloofde land inbeweeg. So, vanoggend is ons hier
op 'n plek van crossover. En ek luister eendag na Sadhu, Sadhu sê in die hemel, in God se hemel, op die elke 7de dag, daar's 'n siklus, 6 dae werk, 1 dae rus. Hoekom dink ons het God 'n siklus gegee, 6 dae werk, 1 dae rus? Of hierdie is die feeste verskyn voor my, want God, hy sê, soos in die hemel, so ook op die aarde. Want as ons die patroon kry, 6 dae werk, 1 dae rus, is daar 'n pattern in die hemel, al is ons buite tyd, wat God eendag, 'n oomblik in tyd, almal by mekaar roep en sê, nou kom aanbid julle my. Julle staan voor my troon. Daar's engele wat hom 24/7 aanbid, maar ek praat van 'n corporate assembly. So there's a church on the earth and there's a church in the heaven. En ons moet begin hoor wat sê die hemelse kerk, wat sê die 3de hemel. Ons moet begin hoor wat sê hierdie goue altaar van God. Wat roep hy uit van die bloed wat op die altaar is? Moet ons in lyn kom en ons moet in lyn kom. Ons moet sinkroniseer soos onder hierdie plumline en sê, dis God se patroon, ons beweeg nou in hierdie seisoen in. So in jou geestelike tyd, waar jy nou is, it's a season of crossing over. So gaan jy vanoggend kan sê, ek is in hierdie seisoen, I want to cross over, gaan ons kan instaan nou en vir Suid-Afrika sê, ons gaan bid, sodat Suid-Afrika kan oorbeweeg. En dan wil ek julle gaan wys in Colossians 1. En ons kyk, Jesus Christus kom, en dis die 3de crossing. Op die 14de van Nisan, 32, word hy gearresteer. In die oggend 9 uur word hy gevangene geneem en hy word gelei om gekruisig te word. In 3 uur die middag gaan hy en hy blaas hy blaas die gees uit. Hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dieselfde dag, dieselfde tyd, dieselfde patroon wat in Egipte en in Passover, dieselfde seisoen kom hy en hy gee dit oor. En totale donkerheid kom oor die aarde. Want jy sien, donkerheid moet kom soos in Jesaja 60. Hy sê, in darkness covered the earth and gross darkness the people, and then the glory of the Lord shall come out of that darkness. En ek het die laaste paar weke gepraat oor Josef van Arimatea wat die voorreg gehad het om in daai donkerte 3 uur die middag stikdonker in Jerusalem die liggaam van die kruis af te haal en om te balsem. En in daai selfde tyd wat hy besig is om hierdie liggaam te balsem, het die gees die liggaam verlaat en God se gees in Jesus Christus gaan af na die put onder die aarde toe, wat ons in 2 Petrus kyk, en hy sê hierso, who have delivered us from the power of darkness, and he has translated us into this kingdom of his dear Son, even who have redemption through his blood, and the forgiveness of sins, who is the image of the firstborn. For by all things created that are in heaven, in earth, visible, invisible, whether they are by thrones, dominion, principalities, powers, all things were created by him. Ons moet weet, al hierdie gevalle engele, principalities and powers, alles wat daar is, het hy geskape. Jesus Christus, en dit wat hy geskape is, wat hom gekruisig het, gaan hy nou af na die diepste, na die gates, na die poorte van die hel toe, om daai sleutels van dood te gaan haal. And before all things consist, he's the head of the body, the firstborn from the dead. As hy die eerstgebore is, dan is daar 'n tweede en 'n derde een.
having made peace through the blood of his cross, by him reconcile all things unto him by himself, I say, they be the things on the earth and the things in heaven. Alles wat onder die aarde is, alles wat bo is, het hy weer herenig en kom herstel. Nou die verskil is tussen die lam in Egipte en die lam van Golgotha is die volgende. Albei is geslag. Die lam in Egipte is geslag, die lam van Golgotha is geslag. Maar die lam in Egipte kon nie opstaan nie. Die lam in Egipte kon nie opstaan nie. Hy kon net hulle sondes bedek. Maar toe Jesus gekruisig was dit voor die grondlegging van die aarde. So in tyd was hy al gekruisig, hulle het dit net nie geweet nie. Maar hy is gekruisig vir hulle sonde ook, want dit was voor Adam, voor die grondlegging van die aarde, tot met die laaste siel wat ingekom het. So vanoggend weet jy, die prys wat hy betaal het, hoekom het hy opgestaan? Sodat eternity, ewigheid, in ons kan wees. Want die lam in Egipte kon nie die dood oorwin nie. Jy sien, daar moet iemand moes hierdie dood oorwin het. En laat ons kan oorbeweeg na hierdie last Passover. So the last crossing, or the third crossing, the first one is the outer court, soos wat jy by die tempel of die tabernakel kry, is Egypt. The second crossing is Golgotha, dis daarso in die heilige, maar in die allerheiligste, is die derde een, is die een wat hy opgestaan het vir my en jou, wat hy die Shekinah glory, die paaslam kom word het, wat hy die sleutels kom vat het van die dood en die dode ryk, en sê, it is finished, dit is oorwin. Hy sê, and he made a spectacle of principalities and powers. So nou, as jy voel vanoggend, nou is dit jou seisoen. So, Willa en Chris, julle kan vir my net soaking of iets anders opsit, dan gaan ons staan, dan gaan ons bid, want ek voel daar's 'n transisie, there's a transition that must take place, and already started to take place. En in gebed, ons kan die woord bring soos ons wil, maar as ons dit nie kom declare en decree, en as ons dit nie kom neersit in die gees nie, dan gaan dit nie manifesteer nie. So God soek, Vader God soek 'n appointed time. Hy kyk vir, he's looking for 'n appointed place, and he's looking for faithful priests. So as ons priesters is, en ons kan cross over vandag, so as 12 kon oorgegaan het, ons is meer as 12 hier vandag. Ons is meer as 12 manne vandag. Then we can also cross over. En ons oorbeweeg, een is vir jouself, for a new season. Een, vir jouself, vir 'n nuwe seisoen. 2, vir Suid-Afrika, for a new season. En 3, vir Afrika, terug na Israel toe, to cross over in this season. So Father, I come before you in the mighty name of Jesus Christ. Lord, we stand before you as the Israelites stood before the crossing of the Red Sea, as Joshua and Caleb and the priests stood before the crossing of the Jordan. Lord, also you have been baptized in the Jordan. You have crossed over, and you have turned over the priesthood even from Levi back to Melchizedek. Therefore, this morning we are standing as priests of Melchizedek, because you are our high priest. You called us to be bondservants for your kingdom, but also stewards of the mysteries of God.
But in this morning, we take legal right authority as priests. So Lord, in this Passover time, I want to take now the bread and the wine that represents your body and the blood, so that we can cross over this morning to the other side. We praise your mighty name. Lord, we are stepping over. And even where you stand, you can turn to your right and you can take one step, even with your right foot, one step or two, just to do a act of faith. An act of faith. A daad van geloof. Like Peter, who got out of the boat and then he stepped out, and one first step, he was on the water. So ons vat een tree van geloof, one act of faith, and I step forward now out of my old season and I cross over to a new season in the mighty name of Jesus Christ. So Lord, also we stand in here this morning, as we step, as we take our first step, we also do this now, from Table Mount to Temple Mount. Even when Rainy took the first step from Table Mount, he's now in Mozambique. Every day, this is a journey for him. So, Vader, ons bid in die naam van Jesus, U vat ons in 'n nuwe seisoen in. En hierdie seisoen, weet ons, is nie toevallig nie. There's a season that we know just before the Lord's coming. Net voordat Jesus Christus terugkom, nie weer as die lam nie, maar as die leeu van die stam van Juda. Hierdie is die laaste generasie. This is now, this year, 5951. According since Adam, 5,951 years. It is the last Jubilee. And the word that you prophesied, even through the Essenes, said, in the last Jubilee, in the beginning of the Jubilee, we are not date setters, but Lord, as the stork and the crane that know her appointed times, I pray now through the blood of Jesus Christ for your spirit of wisdom, your counsel and your knowledge, so that we will be ready and receive you in our hearts this morning as Lord and Messiah. En dat U in ons harte ons gaan voorberei en ons gereed gaan maak vir die koms is voor die deur. Ons gaan nie weer na vals boodskappe en ons luister nie na vals boodskappe soos verlede jaar 23 September nie, maar ons weet dat U kinders sê, but you my children, U sê dit in die woord in Thessalonicense, you my children know my appointed times. Julle ken my seisoen en my afgespreekte tyd. Vader, ons beweeg, dankie vir U genade en getrouheid, Heilige Gees elke dag met ons. Laat U ons inlei en oorlei, soos wat ons kom vanoggend. Vat ons hierdie brood en soos wat dit gebreek word, maak ons dit deel van ons liggame. En ons vat die bloed nou as 'n counselor, mediator, as 'n advokaat en 'n mediator wat instaan vir ons. Die bloed staan in. Die bloed maak oop. Die bloed is die hek. Die bloed is die deur waardeur ons beweeg. En U het dit reeds gedoen. U het die eerste wyfoffer gebring. En ons is daai wyfoffer. And we are crossing over now this morning in the mighty name of Jesus Christ, Hashem Adonai, Yeshua HaMashiach. We praise your mighty name. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen and amen. Is daar een van julle onderhou? Is daar enige van julle wat iets wil deel? I believe this is
This is profound godly moment waar Heilige Gees ons wil oorvat. Saul, kom staan hier. Saul het 5 jaar terug, hy sê my vanoggend, hierdie paastyd, 5 jaar terug, 5 stands for grace, 5 jaar terug, het hy oorgawe gemaak om Jesus aan te neem. Wedergebore as 'n baba, en hy is nou in training in die woestyn soos wat ons was en beweeg oor, maar God rig hom op as 'n seun en as 'n evangelis, en hy het nie gebly waar hy was nie, hy het vorentoe beweeg. Maar ek gaan vir hom gee en hy kan deel met ons wat op sy hart is. Goeiemôre manne. Ek het wat op my hart is, wat om Andrei vanoggend oor die nagmaal gepraat het. Wilber, hulle weet al, as ons op die strate is, ek soos wat die Heilige Gees my lei, hou ek daarvan om oor die bloed te preek. En ons verstaan nie altyd hoe kragtig and how precious the blood of Christ is to us. The blood of Christ can set us free. The blood of Christ can deliver us. The blood of Christ can deliver you from oppression, and He can deliver you if you are depressed. He can take you out of a world of darkness and He can put you into a world of light. Nou man, daai aand, ek het nooit gedink ek gaan vandag op 'n plek wees waar ek saam met een van my beste vriende op die strate is en waar ons die evangelie saam deel nie. Soos ek en Wilber, ons ken mekaar al 30 jaar. So, en dit is regtig, it is by the grace of God that we are still together today, that we are preaching the gospel of Christ in the streets. And that we see how the Holy Spirit moves in the street and how the Holy Spirit convicts people and how the word penetrates, like I read the other night in Proverbs 4, I think. How the Holy Spirit penetrates through the people's hearts and cut them through them, so that the word of God can rest in them. Nou ek het gisterand het ek 'n gesprek gehad met iemand by die gym ook 'n ou wat 'n gelowige is, ook 'n ou wat vol van die Heilige Gees of is, as hy my sien, praat hy net Heilige Gees. So, en toe sê ek, toe deel ek ook hierdie, wat ek gisterand met hom gepraat het, toe sê ek vir hom, die prentjie wat ek in my kop gesien het, is soos 'n boor wat jy in 'n drilbit in 'n muur insit. Dit is hoe die woord in jou hart en moet gaan. Dit is hoe God se woord in jou hart moet gaan. So sal hy jou besny. En so sal sy liefde, sy joy, sy peace in jou inkom woon. En hoe die Heilige Gees ook in jou sal kom. And all the glory of the Lord shall rest upon you and shall be in the inside of you. En ja, dit is wat ek net iets kort het op my hart om te deel vanoggend. Dankie hoor. Halleluja. Amen. Amen. Dankie Jan. Manne, ons is ons het nie woorde nie, trots wat besig is soos die manne uitgaan en verskil maak in die stad. Hulle gaan uit en hulle maak 'n verskil en soveel meer volg hulle nou in die aande en die dag waar hulle uitgaan en waar hulle bedien. Maar die krag waarin hulle bedien, die krag van die Heilige Gees waarin hulle bedien, sien ek, julle 'n bietjie die video's kyk, ek gaan hulle vra om bietjie meer faithful te wees om video's te post, of te post vir my, dat ek vir François, dat ons op die groep kan stuur, want is altyd goed om te kyk, al is dit net kort klips of getuienis wat gebeur. Hulle het gepreek in 'n groot gemeente, oorkant 'n groot gemeente in die stad is daar 'n drinkplek. So daai plek het toegemaak en nou daar 'n nuwe plek weer oopgemaak. En hulle het verlede naweek daar gepreek en die persoon wat hulle kom stil maak het, die aand, was die jeugpastoor van die gemeente, want sy vrou en kind kon nie slaap in die aand nie. So as julle nou weet hoe funksioneer 'n godsdiensgees, gaan soontoe en kyk hoe lyk 'n jeugpastoor 11 uur die aand.
as die woord van God in sy huis inkom en hy kom klaar dat sy vrou en kinders kan nie slaap nie. Dan sien ons, dit is ons grootste battle. Ons grootste battle is onsself. Jy moet jouself eers uitsorteer. So Vader, dankie vir hierdie offergawe vanoggend. Dankie vir u genade. Dankie vir die bloed van Jesus. U bloed het die prys betaal. Laat ons vanoggend vry kan wees. Dankie vir manne wat net kom neerlê het hiersom. Goedheid en guns. En ek bring in hierdie tyd van eerste vrugte, bring ek hierdie offer vanoggend. Ons kyk nie na die bedrag nie, maar ons kyk na die harte. Ons kyk na die harte as 'n beweegoffer en ons wyf dit voor die troon van genade. Yevarecha Adonai Vishmerecha. Yaer Adonai Panavelecha Viucheneka. Yesa Adonai Panavelecha Yevashim Lecha Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord lift up his countenance to you and give you his shalom. Shalom. Hallelujah. Amen. Amen. Manne, geniet hierdie tyd en rus in Jesus. Hallelujah.